Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is besig in Efesiërs. Ek gaan lees uit Efesiërs 4 vers 3 tot 13. Daar staan: en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede, een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het, en daarom staan daar: toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer, hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit as dat hy eers neergedaal het na die laardele, die aarde. Die een wat neergedaal het, is die een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Ons gaan die uitgangspunt maak daar in vers 12 en 13. Hy gee gawes om die heiliges, dis die gelowiges, toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kan kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God. En ons het vanoggend gepraat oor kennis van die Seun en van God. Kom ons sit net so dan, sluit ons die oë. Vader, ons dankie vir hierdie woord. Leer ons, onderrig ons, sodat ons U naam kan groot maak en kan weet hoe groot en diep en wyd U liefde vir ons strek. Ons bid so in Jesus naam. Amen. So geliefdes, julle weet sekerlik dat ons teen hierdie tyd dat ons in die aanddienste besig is om te kyk na die brief van die Efesiërs. En ons doen dit op 'n sinkroniese manier sonder om die diakroniese agterweë te laat. Nou as dit vir jou na Grieks klink, verduidelik ek gou-gou. Sinkronies beteken dat ons soort van versie vir versie in detail kyk, versie vir versie, selfs by tye woord vir woord. Maar diakronies beteken ook dat ons probeer om 'n groter prentjie te kry van wat die brief nou eintlik sê. So, dis maar soos enige brief wat jy lees, jy wil groter prentjie kry van wat sê die persoon vir jou, en dan gaan kyk jy na die detail om te sien, okay, na dit en dit en dit is die detail. So diakronies deur die tyd, die groter geheel het ons nou reeds gesien, dat die Efesiërbrief eintlik uit 2 hoofgedeeltes saamgestel is. En die eerste gedeelte, hoofstuk 1 tot 3, leer vir ons die grondwerk, die grondbeginsels van die Christelike geloof. Dit sê vir ons wat die fundament van ons kerkwees, van ons geloof, van ons verhouding met die Here. En in hoofstuk 4 tot 6 kom hy by 'n meer praktiese gedeelte en hy sê, omdat julle nou God leer ken het, hier is die manier waarop julle saam met hom leef. Het ons ook al gesien, dat hierdie tweede gedeelte, hoofstuk 4, eintlik begin met wat ons noem skarnierverse. Wat beteken dat dit die oorbrugging is, dat dit die skakel is tussen die teoretiese grondgedeelte en die praktiese gedeelte. Daar's een versie wat eintlik daardie oorgang, die 2 versies wat daardie oorgang maak. En daardie verse maak dit duidelik dat die Christelike lewe berus nie op wette en reëls wat jy moet nakom om by die Here ontvanklik of aanvaarbaar te word nie, maar dat jou hele Christelike lewe berus op 'n ingesteldheid, 'n gesindheid. Daar kom iets wat, as jy God leer ken, is daar iets wat van binne af verander en jy het 'n ander gesindheid en daarom gaan lewe jy op die pad van die Here. En daardie 4 dinge
word vir ons daar uitgespel, wees altyd in vers 2, beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in geduld. Ek het gepreek al, weet ek, oor vriendelikheid, of beskeidenheid, ja, geduld, oor geduld het ek gepraat, Reinhard oor ander, en verdra mekaar in liefde, ons het gepraat oor makrofemia, om 'n lang lont te hê. So ons het oor daai detail al bietjie gepraat. Maar nou kom Paulus eintlik by die hoofgedagte van die Efesiërbrief. En hy sê, julle, omdat hierdie gesindheid nou in julle is, gebruik daai gesindheid om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Jep, dit is die punt van hierdie brief. Dit is waaroor dit gaan. Hy wil hê ons moet dit duidelik verstaan. Eenheid in die gemeente, ook in ons alledaagse lewe, is 'n natuurlike uitvloeisel van 'n verhouding met die Here. Eenheid, saam wees, koinonia. Ons het dit eintlik al in hoofstuk 2 vers 4 gekry, 2 vers 14 waar hy gesê, hy, Christus, is ons vrede. Hy het ons albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek. Daardie gemeente in Efese, soos al die meeste van daardie gemeentes in daardie tyd, in die Bybelse tyd, was saamgestel uit Christene wat gekom het uit die Jodendom en Christene wat gekom het uit die heidendom. Griekse soort van die heiden, die nie-Joodse nasie. Soos die gemeente bestaan uit 'n klomp Joodse mense en 'n klomp nie-Joodse mense. En ons praat nou nogal baie keer en ons praat oor die Joodse en die nie-Joodse of die heidenasies en wat deel is van die kerk. Maar ek wonder of ons altyd mooi verstaan hoe moeilik dit moes gewees het. Want ek wil vir jou 'n bietjie vra om vir jouself voor te stel. Dink 'n bietjie aan 'n tipiese Jood van daai tyd. Met al die wette en reëls en sy haarlokkies en sy hoofbedekking en sy sjaal waarmee hy moet gaan bid. En dan die Griekse kultuur van mense in die gemeente en die vrouens wat hulle self met mooi maak met parfuum en allerlei haarsnitte en goeders en lekker gesels en hierdie uiters konservatiewe Jode. Nou kom hulle in een gemeente by mekaar. Of dink 'n bietjie as hierso in Oos-Afrika aan 'n boer in daardie tyd. Ek moes daai fliek gesien, I had a farm in Africa. So dink aan een van daai boere en saam met 'n Maasai jagter wat sy beeste wil jag. En nou word hulle saamgegooi in een gemeente en Paulus sê vir hulle, die Here sê vir hulle, bewaar die eenheid tussen julle. So as hy dit sê, is dit nie so eenvoudige ding om hierdie eenheid te bewaar nie. Of dink 'n bietjie aan 'n boere soldaat, 'n boerevegter in die Tweede Vryheidsoorlog en 'n kakie. En jy gooi hulle saam in dieselfde kerk, in dieselfde erediens, in dieselfde gemeente. Jy sê vir hulle, leef julle nou in eenheid en vrede. Of nog erger, daai ouetjie aan die ander kant, 'n handskakie, 'n verraaier, iemand wat hulle verraai het. En nou sê ons vir daai handskakie en ons sê vir daai boer en vir die rooi baadjie, kom, julle is nou een in Christus, kom sit saam hierso in die gemeente, sing saam en bid saam en leef saam en wees vir mekaar lief. Ek hoop jy kry die prentjie. Dis nie so maklik nie. 'n Gemeente bestaan uit uiteenlopende mense wat saamgebring word in een gemeente. En hulle het nie gesê, kom ons los hierdie probleem op deur 'n gemeente te maak vir die Jode en vir die nie-Jode nie. Dis een gemeente. Nou almal kom by mekaar. Is ryk en arm, mooi en lelik, feit en maar, almal saam in een gemeente. En nou sê die Here hier 'n ding wat ons eintlik baie mooi moet hoor. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf. Kan jy hoor, ek praat ons altyd van die 10 gebooie.
ek is hierdie God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Selfe taal hierso. Die Here het klaar julle 'n eenheid gemaak. Julle wat so uiteenlopend is. Daardie eenheid is 'n gegewene wat die Here vir julle gee. Dis 'n feit in God se oë. Die eenheid is sy standaard. Dis sy uitgangspunt vir die kerk. Hy sê nie, julle kan nou maar uit mekaar spat nie. Maar nou gee hy die verantwoordelikheid aan ons. Die verantwoordelikheid om daardie eenheid prakties te leef en prakties te bewaar. Hierdie eenheid wat bewaar moet word is so belangrik dat daar in die Bybel, in die evangelies, vir ons een van Jesus se gebede opgeteken is, waar Jesus bid vir die eenheid in die kerk. Johannes 17, bid hy, vers 11, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle soos ons een kan wees. Hy bid vir die disippels, vir die apostels word. Hy sê dat hulle, daai 12, een sal wees, soos ek, Jesus, en u Vader, een is. Kan daar 'n sterker eenheid wees? En dan in vers 20, dan bid hy vir die kerk van alle eeue, en hy sê, ek bid nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my, en ek in u, hulle ook in ons een mag wees. As dit vir Jesus so belangrik is, en as Paulus 'n brief skryf, die Efesiërbrief, waar hy sê die eenheid in die kerk, ons het die verantwoordelikheid om dit te bewaar, dan moet ons verstaan, dat dit een van die hoofopdragte is, wat die Here aan ons gee. Dit is een van die belangrikste dinge wat hy wil hê, ons moet besig wees mee. Maar hy gee nie sommer net 'n random opdrag nie. Hy gee 'n rede daarvoor. Hy sê, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Ek wil hê jy moet vir jouself dit 'n bietjie indink. As hier 'n kakie, 'n boerekryger en 'n Hanskakie sit in hierdie gemeente, en hulle is een, in Christus, dan gaan die wêreld sê, wat gaan hier aan? Hoe kan dit wees dat vyande van mekaar nou vir mekaar omgee, nou vir mekaar lief is? Jesus moet die genuine artikel wees, met respek te gesê. Dis wat die Here sê, dis hoekom eenheid so belangrik is. Wie ons is, wat ons agtergrond is. Maar weet julle geliefdes, hierdie konsep maak eintlik dat my keel wil toetrek, as ek net hieraan dink. Want ons vaar bitterlik sleg in die bewaring van die eenheid van God se kerk. Jy sien net die groot denominasionele verdelings nie, Rooms-Katolieke en Protestante en Orthodox en wat ook al nie. Maar dan is daar nog Reformatories en Methodisties en Baptisties en Adventisties en Charismaties en Pentakostalisties en wat ook al. As hierdie klomp nou nog in liefde met mekaar saamgeleef het, dan was dit dalk een ding. As hulle mekaar se bona fides kon aanvaar en mekaar saam met mekaar die roeping uitgeleef het, maar dit lyk vir my onmoontlik te wees. Dink net aan die gereformeerde groep in ons land. Doppers, gereformeerdes, NG'ers, hervormers, APK's. En nou kom ons op 'n punt waar ons eie synode sê, kom ons split dit nog bietjie meer. Kom ons sny die snytjies nog kleiner. En daai klomp hoort nie eintlik hier saam met ons nie. Kom ons, hulle is nie meer 'n eenheid met ons nie. Paulus praat van 'n gemeente, maar wat waar is van 'n gemeente moet ook waar wees van die groter kerk van die Here. Want die gemeente is 'n mikrokosmos van die groter kerk. Daar is nie twee verskillende stelle kriteria vir 'n gemeente teenoor die wêreldse kerk, wêreldwye kerk van die Here nie. En die punt is,
sodat die wêreld kan glo dat Jesus die verskil maak. En nou in hoofstuk 4 vers 3 sê die Here, en lê julle daarop toe om hierdie eenheid te bewaar. Nou jy hoef nie Grieks te kan lees nie, ek sal dit vir jou lees. Daar staan spudazontes. Spudazontes. Die betekenis van spudao, die woord se betekenis is eenvoudig, to do something with intense effort and motivation, to work hard, to do one's best, to endeavor. Toe ek student was en ek moes nou my woordeskat leer, spudao, het ek vir myself 'n assosiasie gemaak. As jy vir 'n kind wat stadig is, moet sê, kom, maak gou, sit 'n bietjie spoed aan. Kom, word bietjie wakker. Sit 'n effort in. Dis wat hierdie woord is, spudazontes. Julle moet spoed aansit, sê die Here. Doen hierdie ding. Sit effort in. En wat meer is, dit is 'n teenswoordige gedeelte woord, wat net eenvoudig beteken, dis 'n aanhoudende ding. Jy kan nie sê, okay, ek het nou reg geprobeer, okay, ja, kry jy reg, kom ons gaan maar aan nie. Dit is 'n voortdurende, is 'n opdrag wat bly geld tot die dag van die wederkoms. Sit spoed aan om die eenheid in die kerk te bewaar. Moenie moet opgee nie, ten spyte van terugslag. Die Here gee vir ons in hierdie gedeelte 7 punte, 7 feite wat hy gee as die grond van hierdie eenheid in die kerk. 7 dinge wat die basis lê waarop gekonsentreer en uitgebou moet word om 'n eenheid te bewaar. En ek is daarvan oortuig dat versplintering in 'n gemeente of onder Christene plaasvind, juis as die klem op iets anders as hierdie 7 dinge wat die Here nou gaan noem, val. As iets anders as hierdie 7 dinge verhef word tot essensiële sake. Dis wanneer die kerk begin uit mekaar spat, 'n gemeente of die groter kerk. So ons lees dit in hoofstuk 4 vers 6. Daar is net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. 7 dinge wat die Here sê. Maar let bietjie daarop dat tussen daai 7 dinge is dit eintlik die drie-enige God wat in die middel staan. Daar is net een Gees, een Here Jesus en een Vader. En al die 4 ander goeders werk saam met die Vader, die Seun en die Gees. So daar is net een liggaam, sê die Here. Die Here gebruik meermale, die Bybel gebruik meermale hierdie beeld, dat die gemeente, inderdaad eintlik die wêreldwye kerk, soos 'n liggaam is, soos die lyf van 'n mens. Daar's longe en daar's darmes en daar's spiere en daar's whatever. En die hele liggaam werk saam om 'n eenheid te vorm. As my arm 'n lewe van sy eie begin kry, dan sal ons fout iewers met 'n senuwees of 'n spier of wat ook al. En daarom sê die Here, en dit vergelyk hy sê, elkeen van hierdie goeders is 'n ander orgaan of gawe wat die Here gee, sodat hierdie liggaam as 'n eenheid kan saamwerk. Maar hoe gebeur dit, geliefdes, dat jou liggaam saamwerk as 'n eenheid? Dit gebeur deur jou siel of jou gees. Jou animus, kan ons sê. Jou siel maak dat jy 'n eenheid is. Jou siel, jou innerlike mens, maak dat alles saam in beweging kom om die lewe te leef wat jy wil leef en wat jy moet leef. En dis wat bedoel word met die een gees. Dis 'n gees met 'n hoofletter dan op die ou einde. Dis die Heilige Gees. So al hierdie organe, al hierdie gawes in die kerk, hierdie plaaslik in die gemeente wêreldwyd, word saamgebind omdat dit een gees het. Die Heilige Gees. Net daai een gees. Die gees wat ons oortuig dat ons redding buite onsself moet gaan soek,
by God, wat ons oortuig dat daar 'n manier is om met die Vader versoen te word, sodat ons almal saam, as 'n eenheid, kan leef en werk. Om te luister na die Gees, wat deur die woord met ons praat, dit bewaar die kerk. Want dan word ons deur die Gees gelei en gestuur. En dan sê die Here, daar is net een hoop. Wat is ons hoop? Ons hoop is op die ewige lewe. Op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely. Die koninkryk van God is nie 'n aardse saak nie. Die kerk is in diens van die koninkryk van God. En die koninkryk van God is nie 'n aardse saak nie. Dis hartseer as ons sou dink daar is verskillende hemele waarheen verskillende gelowiges op pad is. Ons is almal na die een hoop, dis ons hoop, dit is waarna ons uitsien. Geen wonder dat in Openbaring daar gesê word 21 vers 17, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou, amen, Here Jesus, kom tog gou. Kom tog, Jesus, kom tog terug. In 1 Korintiërs 16:22, Maranatha, kom tog. Maranatha, kom tog, Here Jesus. Ek het 'n vermoede wanneer die kerk of gelowiges hulle hoop wegvat van hierdie een hoop, dat die eenheid verbreek word. Ons hoop is op die nuwe Jerusalem, die nuwe bedeling. Maar as ons hoop 'n aardse hoop word, byvoorbeeld gerig word op nasionalisme of jou volk of jou taal of jou eie idees, dan verdwyn die visie op die hoop. En dan begin jy om die kerk te gebruik vir politieke of staatskundige doeleindes of vir persoonlike koninkrykies, en dan spat alles uiteen. Ons werk om die getal van die gelowiges vol te maak, met die oog op die nuwe hemel en die nuwe aarde, waarop ons hoop gevestig is. En dan sê hy, daar is net een Here. En die Here is 'n verwysing na Jesus Christus. Geliefdes, daar is net een pad terug na die Vader toe. En dit is deur Jesus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie ander maniere waarop iemand salig word nie. Dit is net deur Jesus Christus. En as sy werk vir ons nie meer genoegsaam is nie, as ons dink daar moet meer kom, dan spat die kerk ook uit mekaar. Dan bars hy uit mekaar, dan word die eenheid bedreig. So as dit Christus word plus jou goeie werke, Christus plus bykomstige leerstellinge of leraars, Christus plus sekere gebruike en tradisies, Christus plus 'n sekere kerkverband of spesifieke kerkverband, Christus plus sekere voorvereistes. Wanneer daar iets by Christus bygevoeg word, dan is dit nie meer een Here nie. Ten nouste hieraan verbonde is daar net een geloof, een vertroue op Jesus en dan een doop. En hierdie doop word bedoel in 'n geestelike sin, naamlik die ritueel waardeur jy innerlik deel word van die liggaam van Jesus. Het gaan dus nie oor, ek sien mense wat sê, een doop en jy moet onderdompel of jy moet besprenkel of jy moet groot gedoop word, klein gedoop. Het gaan nie waaroor nie. Doop is altyd 'n teken, 'n simbool van lidmaat word van die kerk. Lid word van die kerk. So, geld, geleerdheid, faam, weldade, niks kan maak dat jy deel word van die kerk van die Here nie. Maar jou doop is 'n simbool daarvan dat jy saam met Jesus gesterf het en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan. En dit alles lei tot die aanbidding van een God en Vader, ons Skepper, van wie ons vervreem was, en deur die Seun is ons nou versoen met hom. Dit, dat ons versoen word met die Vader, is 'n essensiële leerstelling in die Bybel. Is absoluut sentraal. Ek wil dit kortliks verduidelik. In Genesis 1 en 2 lees ons van die skepping. Nou,
Baie mense wil baie praat oor daai skepping in die dae en die tye wat. Maar waaroor dit gaan, is dat die Bybel sê, die heidene aanbid die son en die maan, en die sterre en die wolke, en die riviere en die visse en die voëls en die see en wat ook al. Weet julle wat? God het dit gemaak. Dis wat Genesis 1 en 2 sê. God het dit gemaak. Hy is die skepper. Dit is met hom wat jy moet versoen wees. Die son en die maan en die sterre gaan jou niks help nie. Die voëls en die visse. En daarom, dit word bevestig in Romeine 1 vers 23. In die plek van die heerlikheid, hy praat oor die sondige mensdom, in die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. Dis die afgode wat mense aanbid. Paulus, as hy in Athene rondloop, kry hy daar, kry hy 'n altaar, en hy begin preek, en hulle roep hom by mekaar, en hy gaan daar op die Areopagus, en dan sê hy vir hulle, terwyl ek deur julle stad geloop het, en na die plekke waar julle aanbid, het ek 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om kennis daarvan te hê, verkondig ek aan julle. Dit is waaroor die woord gaan, dat ons met God versoen word. Daar is nie verskillende gode wat aanvaarbaar is nie. Daar is nie verskillende paaie na dieselfde God, of jy nou 'n boeddhis of 'n moslim of wat, of 'n jood of judaïs of wat ook al is. Nee, daar is net een God en Vader. En ons eenheid lê in ons versoening met hom deur Jesus Christus, omdat ons deur die Gees deurdrenk is. Is wanneer hierdie waarheid ontken word, dat die kerk net verder versplinter. Geliefdes, in Efesiërs 4 vers 7 tot 11 praat Paulus oor die verskillende gawes wat die Here aan die kerk gee. En die gawes wat hy noem, is gawes wat bedoel is om die kerk te vestig en in stand te hou. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dit is hierdie mense se werk om die gelowiges toe te rus, te leer, te begelei tot die verstaan en bewaring van die werklike eenheid in ons geloof. Vers 13. Maar wat moet hierdie mense dan prakties aan die gelowiges leer? Wat moet ons wat hier voor staan vir julle leer, sodat julle hierdie eenheid kan gaan bewaar? Die eenheid in die geloof. 2 dinge. Ons moet julle toerus vir julle dienswerk, ergon diakonias, en vir die opbou oikodome van die liggaam van Christus. Dit is wat dominees vir lidmate moet leer. Nommer 1, om dade van diens, dade van diakonia te gaan doen. Diakonia beteken to render assistance or help by performing certain duties, often in a humble or menial nature. Handewerk. To serve, to render service, to help, to service, to help. Dis wat ons hier voor moet staan en vir julle moet leer. Hoe om mekaar te dien. Want dan word die eenheid opgebou. Die tweede ding, die opbou van die liggaam wat daarmee saamgaan. The construction of something with focus on the event of building up or the result of such an event to build up, to construct, the construction. Dit is so eenvoudig om te verstaan. Elke gelowige konsentreer op sy eie manier om diens te lewer, mekaar op te bou, mekaar te versterk. Ons is daar vir mekaar. Ons is saam met mekaar gerig op die ewige hoop waar God alles en in almal is. Ons is saamgebind deur een groot visie en missie. Ons is 'n eenheid gerig op die eer van God drie-enig. En daarom ons logo van ons gemeente. Ons saam gerig op die aanbidding van die ewige God. Geliefdes, die groot boodskap van Efesiërs is dat God die oorsprong van die kerk is.
Hy het verlore mense uit elke volk, stam, taal en nasie, uit elke eeu, uit elke uithoek van die aarde byeengebring om een nuwe liggaam te vorm. Teenoor die massa van individue wat vanweë hulle harte op pad is na die ewige verderf, is daar 'n ander groep in hierdie wêreld, 'n eenheid, 'n liggaam wat uitstaan, wat anders lyk, anders dink, anders funksioneer. Ek wou 'n videoetjie hier gespeel het. Het julle al gesien hoe lyk dit as 'n amoeba so beweeg? En sy onderdeeltjies. Dit is hoe die kerk van Christus is. Hy gaan as 'n eenheid. Hy beweeg so. Dit is wat ons veronderstel is om te wees. Ons is Jesus se liggaam, saamgebring deurdat ons versoen is met ons Skepper en die Gees woon in ons. Nie net om ons te oortuig dat Jesus die Here is nie, maar ons ook so saam te laat funksioneer, mekaar te dien, mekaar op te bou. Jy is deel van hierdie liggaam van Christus. Maak spoed om die onderlinge eenheid te bewaar, deur te konsentreer op die dinge waarop dit werklik aankom, soos Filippense 1:10, Romeine 2 vers 18 dit noem. Laat ons konsentreer op die dinge waarop dit werklik aankom. Sterkte daarmee in die week wat voor lê. Kom ons bid. Dankie Here dat U vir ons baie duidelik maak waarmee ons moet besig wees, wat U doel is met die kerk, wat U doel is met ons lewens. En gee dat ons hierdie roeping ernstig sal opvat en dat ons die eenheid sal bewaar deur te dien en op te bou. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, by julle bly.